Groete in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Welkom by nog 'n uitsending van Het jy gehoor met Pastor Jim Marrow. Die show waar elkeen se storie ewe belangrik is. So ons is nou by jeugmaand en hierdie maand wil ons inzoom op ons jong mense. Baie dankie vir die wat in hierdie 4 episodes saam met ons gejourney het. Dankie vir die comments, dankie vir die inskakel. Ek hoop dat hierdie episode wat u vandag gaan hoor 'n impak op iemand se lewe sal hê. God bless. Ek wil iemand vandag bemoedig met die lied. As ek so dink aan my maker, dan kan ek nie anders as om vir Jesus die beste prys te gee nie. Hy is die maker van my siel, hy is die skepper van my siel. Eindelijk het hom so diep kom lief kry, hy is so diep in my siel. Ek wil iemand vandag bemoedig met hierdie lied. Luister, hy gaat so. Met een diep verlangen smag ek om te drink uit die fontein, waar my siel se dors geles word, want dit was so diep onrein. Met een diep verlangen smag ek om te drink uit die fontein, waar my siel se dors geles word, want dit was so diep onrein. Halleluja, halleluja, nou kan ek kom in my siel graag ontmoet. Jesus gee wat ek verlang het, en hy red my deur sy. Halleluja, halleluja, nou kan ek kom in my siel graag ontmoet. Jesus gee wat ek verlang het, en hy red my deur sy bloed. Halleluja, halleluja, nou kan ek kom in my siel graag ontmoet. Jesus gee wat ek verlang het, en hy red my deur sy bloed. Vir die laaste. Halleluja, nou kan ek kom in my siel graag ontmoet. Van Jesus gee wat ek verlang het, en hy red my deur sy Groete in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Dedery Klaasie en welkom by nog 'n uitsending van Het jy gehoor met Pastor Jim Marrow. Ons sê baie dankie aan elkeen wat hierdie afgelope 4 episodes ingeskakel was, elkeen wat 'n komment gelewer het, al die inboxe en veral hulle wat hierdie storie geraak was en ons tog laat weet het dat dit 'n impak gemaak. Ons nooi u om hierdie episode saam met ons te beweeg. So dit is jeugmaand. En hierdie maand is ons geweldig ingestel op ons jong mense. Ons jong mense het baie uitdagings daar buite. En een van die grootste uitdagings vandag is die gebruik van dwelms. Dwelms vernietig gesinne en dit breek verhoudings op en dit verander mense in iemand wie hulle nie graag wil wees nie. So die doel van hierdie show is nie om bekendstelling of beroemd te raak nie. Die doel is ook nie om te vermaak nie. Die doel is ook nie om mense op die spot te plaas nie. Die doel is om iemand se storie daar buite te kry sodat iemand anders daardeur geraak kan word. So vandag het ons 'n formidabele vrou saam met ons, iemand wat die moed gevat het om haar storie op hierdie platform te kan vertel. Ons het vandag vir Felicia Kok saam met ons en ons is bevoorreg
dat sy dapper genoeg was om haar storie hier te vertel. Felicia, baie welkom by hierdie program. Baie dankie. So, ons wil net so 'n bietjie uitvind, wie is Felicia Kok? Ek is Felicia Kok, ek is oorspronklik van Esten, groot geword in Esten, skool gegaan by Aventer. Het die skool klaar gemaak, ek is graad 7 uit die skool uit, weens omstandighede ook 'n dogter gewees. Ek is vandag 'n dogter wat maar 'n moeilike kinderjare gehad het, wat nie altyd so bevoorreg gewees het en weens omstandighede het gemaak dat ek skool verlaat, vyand vrees en weer opgebou, wat gemaak het wat ek meer wil terug aan skool toe nie, alhoewel ek Boland het ek behaal. Ek was opgewonde gewees, die Saterdag het ek Boland proewe gespeel. Ek het dit gemaak, vir Boland het ek het gemaak en die maandagoggend was ek opgewonde gewees. Ek was skool toe gegaan, ek het skool toe gegaan, op pad skool toe. Dis in die tyd toe die masiet begin te daan, eerste wat die masiet begin bou het. Het ons gegaan, ek en nog 'n vriend van my was op pad skool toe en uit die blou tyd was daar 'n geel bakkie gewees. En die bakkie het ons twee begin te jaag en dat het ons vreesbevange gemaak en ons het weer terug huis toe rol en die bakkie het ons net gejaag. Hy het ons gejaag tot in die ingang, wat ons moet afhol om ons by ons wonings uit te kom. En dat het gemaak wat ons in vrees kom, dat het gemaak wat ek nie wat skool toe gaan nie. En dis toe daar waar die duiwel my begin te beroep het, op die ouderdom van, sal ek maar sê, ek is graad 7 daar gestaan met dat was ook maar aan die begin van my graad 7 jaar gewees, so eindelijk was ek maar, ja, op pad na 12 toe gewees en die vyand het my daar begin te beroep. En dat het gemaak, op die ouderdom van 10 jaar oud het ek al reeds begin te dagga roep, maar as ek al reeds 'n dagga roeker gewees. En dat het gemaak dat het my uitgestuur en weens my omstandighede. Het het vir my uitgestuur, ek en my bevind by vriende, sodat wanneer daar nie iets is by ons huis om te eet vir my nie, laat ek net kan iets het om te eet. My ma was ook maar enkel ouer gewees, sy het ook maar vir 'n gesin van 13, moes sy ook maar geprovide het. En dat het ook waar nog baie druk geplaas. Sy het ook maar nie 'n maklike lewe gehad nie. Dat het gemaak wat sy vir haar oorgegee het aan die drang, ook 'n moeder gewees, wat uitgestaan het van gesin, wat ook, sy het ook skaam gekry vir die huis waarin ons gebly het, en die feit dat sy alleen is, en die huis wat sy moet, dat was nie vir maklik gewees, want die onderdruk waarin sy gewees het van haar ander mense gemaakt, sy het abusive lewe te gelei. Sy was dag per dag was sy met die mes gesteek gewees. Sy was gemagtig, sy het nie 'n goeie lewe gehad nie. En sy het kinders gehad waarop sy alleen moes gestaan het. Ek dink ons was 3 kinders gewees. En het sy 'n kerel gehad, ons was nie sy kinders gewees nie. Op die ouderdom van 2 jaar oud was my pa doodgesteek. My oudste broer se pa was ook toe al reeds dood gewees, ons het 1 pa se kinders sien. En was my ma 7 maande swanger gewees met broer Phyllis. Sy was 7 maande met hom swanger toe my pa doodsteek, so hy het nooit sy pa geken nie. En ons huishouding was maar nooit van daar. Ons was altyd die mense gewees waar mense nie gekyk het. Ek was maar altyd die kindjie gewees wat minder waardig gewees het, want ek het nooit gehet wat ander het nie. En mense het altyd neergekyk op my, wanneer ek aangekom het, mense altyd hulle neus opgetrek en ja, dit was die soort kinderjare wat ek gehad het en dit het gemaak wat soveel in my opgekom het, dat het vir my gemaak wat ek wou net die buitekant, ek wou net dit geken het, want ek het gesoek wat ek hier in ons huis gekry het en wat daar nie in ons huis gewees het ek gesoek. So ja, op die ouderdom van 10 jaar oud het my lewe al reeds uit mekaar het geval. Alhoewel my ma met my gepraat het, was ek ook al by hy tyd was ook al so gewees. Ek wou nie luister nie. So, omdat ek nooit geluister het nie, het gemaak wat ek die buitenwêreld leer ken het en ek dink my ma het ook maar nie maklik gehad nie. So ja, ek het nooit 'n goeie kinderjare het ek gehad nie, so dat het ook my op einde van die dag 'n ander soort mens gemaak. Ja, Felicia,
laat my net toe om jou ma te salieer. 'n Vrou soos daai moet geprys word, wat deur al hierdie dinge kom en steeds staande bly vir haar kinders. En dit is die realiteit van baie van ons kinders. Enkel ouers wat hard probeer om tog te midde van alles 'n lewe te gee. So Felicia, vertel vir ons vandag jou storie. As ek nou na jou kyk, want jy's 'n pragtige vrou. En eens op 'n tyd was dit nie so nie. So waar het alles vir jou begin verkeerd loop? Waar het alles skeef begin gaan vir jou? Soos ek sê, op die ouderdom van 10 het ek al reeds ongehoorsaam gewees. So ek het vir my bevind op plek in Kole, wat vir my nie beskik en beskore was as 'n kind op haar ouderdom nie. Ek dink op die ouderdom van 12 jaar oud loop ek weg saam met groter vriende as ek Genadendal toe. En ons kry my ma die aand in die pad en ek wys my ma, ons gaan net iewers heen. En ek loop saam met die vriende op die ouderdom van 12 so. Die stappe wat ek gevat het was baie groter gewees as wat my ouderdom was teen haar tyd. En ja, so het my lewe gegaan. Ek het vir my op plek in Kole het ek vir my bevind wat nie vir my as kind het beskore was nie, want ek wou nie luister na my ma nie. En ek was ook daai tyd ek was nog te onkundig gewees om te kan sien waar in my lewe op pad is om heen te gaan en onder watse druk ek vir my ma sit. Ek dink my ma was ook in daai tyd van my ouderdom. As ek het nou nie verkeerd het, graad 4 was my ma amper in die tronk gewees van my, want die druk wat sy onder was vir haar so geweldig. Wanneer ek wou luister na haar nie, dan het sy my altyd iets gevat en sy het my geslaan en op daardie oomblik toe val sy 'n staldraad en sy slaan my so geweldig. En ek ga die next oggend skool toe en een van die onderwysers merk dit op en sy ontbied die polisie en die maatskaplike werkers en hulle wil my ma toesê daardie oomblik en hulle kom en hulle sê vir my, dit is nou net vir my om ja te sê, dan sluit hulle my ma toe. En ek kyk my ma so en daardie tyd toe lewe my ma se ma nog en my ma is alleen wat vir die huis provide. Wat gaan van my ma se ma word? Wat gaan van ons word? Alhoewel my ma se broers en susters daar is, maar hulle gaan nie vir ons omgee nie, want my ma het al reeds 'n stryd onder hulle en my ma is al reeds onder druk terwille van hulle en my ma lewe al reeds 'n abusive lewe terwille van hulle. So wat gaan van ons word? En ek sê vir die maatskaplike werkers, nee, my ma kan nie tronk toe gaan nie, want wat gaan van ons word? Wat gaan van my ma se ma word? En my ma se ma was op haar ouderdom, was my ma se ma baie siek gewees. Haar huis was in 'n hospitaal gewees. So wat gaan van ons word? En ek sê vir hulle, nee, hulle moet my ma los. Hulle kan nie my ma vat nie. En so het my ma vrygekom van die saak en so het ek begin te my eie lewe. Ek wil nie gesê wees van my ma nie en ek het dinge vir my ma al moeiliker begin te maak. Want ek kon mos nie sien, ek was mos maar nog 'n kind en ek gaan nou agter die lekker tanden en ek beweer nou uit daar wat ek nou dat kry waarna ek nou soek, wat ek nou wil hê, wat ek nou sien ander kinders, wat dit vir ander kinders se lewens maklik maak. So ja, en op die ouderdom van 15 jaar oud, toe is dit wat tik in begin te kom in Esten en ja, so. Maar voordat ek tik gebruik het ek eers in petrol, ek was eers op petrol gewees, ek het petrol gesuig met vriende, ek het al amper petrol ingesluk, al amper uitgebrand van petrol. Maar ja, so het die tyd gegaan en toe sit wat tik inkom en ek op die ouderdom van 15 jaar oud, toe word ek bekend met tik. En ek wil ook nou die uittoets. Die Here weet alleen waar en hoe het dit gebeur, maar ek het tik in die hande gekry en ek begin. En die gevoel wat die tik my daardie oomblik gegee het was so, ek kan dit nie vir iemand beskryf, maar dat het my amper laat voel dat hy sprei van alles, die gevoel wat die tik jou daardie oomblik gee en so het ek maar weer weggetrek van die soort ding en ek het ook my sig gejaag om vir my te kan tik koopie so. Dat was net waar een keer gewees en ek het nie gewaag om nog vir my uiterste te kan gee wat tikkie en op die ouderdom van 15 jaar oud word ek swanger ben, my oudste meisiekind, wat die jaar 17 jaar oud word en
Ja, ek word swanger met haar en die persoon van wie ek nou hierdie meisiekind van swanger is ek maar, omdat hy my uit het reg gekry met te manipuleer en dis toe dat ek swanger word en die tyd toe ek nou swanger word, as hy nou die een like en hy ontken dit en so ja en so het ek maar geloos van wat kan ek doen, ek is maar nog 'n kind en ek weet nie hy is daar en wat om te doen nie en nou sê ek nou nog hier my ma van joh, hier is die kind dan nou swanger en hoe nou, ons het dit die breed nie, maar kyk wat gebeur nou en ja, so het ek gaan en so het ek die kind gebaar en ek was moes maar nou altyd laat ek nog 'n kind is. Ja, en so het die kind was die kind gebore en so die tyd wat die kind gebore word, is dit wat ek heeltemal in drugs verval. Laat ek nou finally my oë gee aan die drugs, wat hy drug mag nou oor my kom en hy vat oor my lewe en wanneer 'n mens wanneer hy drug mag oor jou val en wanneer hy onder hy drug mag kom, dan as jy nie meer in beheer en bestuur van jouself, man, die drug mag bestuur en is nou self in beheer van jou, hy controle jou nou self, hy stuur vir jou plek en kolle wat jy moet wees, hy maak wat jy nie worry oor wat jy doen nie, wat jy vir jou bevind nie, hy worry nie oor wat jy vir jou stuur, want jy is nie nou meer in beheer en bestuur van jouself, want die drug mag het oorgevat, en hy worry nie of jy jou dood gaan kry nie, jy worry nie of jy gaat seer kry nie, want ag man, ek is in die so ek kan alles kan ek baas raak en so die tyd gegaan en so die tyd gegaan, ek is nou in drak beval, nou en so gaan die tyd, die kind se pa sien die prentjie nie, my ma is daar ongelukkig, my ma is die een mos maar soos gewoonlik en soos altyd, en op die ouderdom van 18 jaar oud word ek swanger met my tweede oudste kind, so ek het eintlik nooit rega waar, kinderjare het ek nooit geniet van gehet nie. Ek was ook nooit bevoorreg soos ander kinders gewees nie, want my omstandighede het gemaak wat ek buitentoe gaan en ja, so het ek gaan en ek is diep geval in die dwelms en my tweede oudste meisiekind se pa kom in my lewe en hy kry dit amper reg om my van daai spoor af te kry, want hy is so, hoe kan 'n mens sê, hy is amper so dat hy persoon is vir my, nee, en ja, hy kry dit amper reg, maar dan is daar weer iets wat daar tussenin kom en wat maak dat ons breek en skui van mekaar af, en so was ek nou heeltemal geval in die dwelms, en nou het ek hierdie twee dogtertjies, en daar kom 'n tyd in 'n stadium in my ma, in haar periode dat my ma ook iemand toe ontmoet en sy is ook toe nou daar en kyk ek is my nou al 'n groot meisie want ek is nou al 'n ma van 2 kinders mos nou en ja, sy kan my ook vertrou in die huis en so my ma los die huis met my alleen en ek is net die een ja wat go with the flow en die ding is net die een wat die ding laat ruk ja en so aan dan mos nou hou my mos nou like nou ek is nou daai groot meisie want ek is 'n mami van 2 en ja en ek is toe daar dat ek haar moet oorneem in ons woning. My ma, my babatjie broertjie, wat daar broer Felice is. Ja, en my babatjie suster Felicity. Hulle is mos nou by my ma, daar aan die kant van die gebou. So ja, ek weet nie of ek het moet noem nie, maar ek noem het as deel van my storie. En ja, so het het mos nou aangegaan en daar was haar tyd gewees in hy periode wat ek weet nie hoe ek my voete bevind by jou proserika nie, maar 1, 2, 3 ewe skielik toe ek bekeer. En die Here voorsien aan my kerkklere en ek is net netjies. En die Here voorsien het in haar periode dat daar vir my kinders iets is om te eet, alhoewel ek nie werk nie, alhoewel daar nie 'n paas of iets vir my kinders nie, maar daar is altyd so die Here laat dit net vir my mooi lyk en maar omdat ek die kennis gedra het van wat het is om te bekeer, omdat ek en ek het ook nooit gevra, en ek het ook nie gevra vir hulp, ek moet my eie krag te staat gemaak, en op die ouderdom, ja, van 21, ontmoet ek my babatjie sien, sy pa, en ek word afvallen, maar voordat word ek weer afvallen, ek dwaal van die pad, want ek het hier iemand wat ek op kan steun nie, en wat vir my kan reg, ja, en so nie. En op die ouderdom van 21 word ek
wees swanger en ek is nou dat ek my heeltemal oorgegee het aan die dwelms. En ja, nou is ek 'n ma van 3 jaar oud en my kinders het dit ook nie so breed en my kinders het dit ook nie so maklik nie, want kyk, ek is nou 'n drankverslaafd en my kinders ly daaronder en ja, my kinders ly daaronder. Ja, dit is geweldig. Nooit het ek geweet en besef daardie tyd en oomblik wat besig is om met my te gebeur en wat ek aan my kinders doen as 'n ouer. Alles was vir my net so 'n blindeling gewees en ja, dit was net so gewees. Ek wil net saam met die stroom gaan met dit waar ek vir my nou bevind. En ja, maar voordat ek geboorteskenk voordat ek swanger word met my derde, my seentjie swanger word, as het ook dat my oule auntie se 2 kindertjies hulle daar bevind, hulle was wel 'n paar gewees, maar hulle bevind hulle toe ook weer daar, maar kyk, my ma het hulle mos eintlik aangeneem tot hulle ma sterwe. En ek kyk nou het ek die 4 waarna ek nou moet kyk en vir wie ek nou moet provide, want my ma is nou nie meer in eerste nie. En so moes ek ook maar bid om vir hulle te kan iets gee om te eet. En ja, maar die Here het voorsien, selfs in ons swakte die Here voorsien en so was my lewe gewees en die mense bel my ma en hulle sê vir my ma, man was ek mense is besig om die maatskaplike werkers te benader, want dit gaan gou by die huis en die kindertjies en die ma sonder die invloed van dwelms en ja, so en daar was mense wat vir my ma was en daar was mense ook wat nie vir my ma was nie. En die mense wat vir my ma is, was so dat hulle in kontak met my ma kom. Hulle sê vir my ma moet laat sy huis toe kom, want dit gaat so by die huis en die kinders ly daaronder en so en my ma besef toe dat sy los alles daar en sy laat gaan en sy kom huis toe. Want in die tyd wat sy ook daar was haar bekommernis ook hier gewees. En so aan te en my ma kom hier en toe is dit wat ek die derde kind van my se pa ontmoet het. Iemand wat net vars uit die tronk het kom. Iemand wat ek nie geken het nie. Maar so was ek onder die mag van dwelms gewees en ek het hom nie geken nie. Ek weet nie wie is hy. Maar toevallig was ek maar nog net die taak het gewees daar die oomblik en ek val vir hom, ek weet nie maar simpel, ek val vir hom en nooit het ek geweet dat hierdie man wat uit die tronk het kom, wat ek nie ken nie, hy is uit sy wie positief, ek weet nie dat hy en ook so gaat ek met die stroom en kyk, wanneer mense onder die mag van dwelm is, as jy in staat om enigiets te doen, om jou draakbehoefte te kan bevredig en ja, so ek noem het nie omdat ek trots is op hy, maar dit is my story en dit is wat vir my gemaak het wat ek vandag is, dit is wat maak wat ek vandag is sit. So ek is eintlik hier om vir hulle wat vandag swak is, hulle wat in dieselfde toestand die situasie sit, om vir hulle te kan sê dat daar is hoop in hulle omstandighede. Ek dink nou, ja, en so het ek vir my bevind en iemand kom wat wel bekend is en my sê vir my, ken jy ook nie saam met wie jy nou haar is? En die mense wat ek saam is, die vriend wat ook vir my net bloot stel en hom, sê ook vir my, want sy ken hom siap en hy sê vir my, maar die man ek het saam met die man gedronk, die man drink elke dag, as hy man op eie wies, die man drink eie wies, die man is uit sy wie positief en ek is like een, wauw, wat hoor ek aan hoe ek weer, hy sal nie vir my jokkie en ek gaan terug en ek is onder trane van ek is onder indruk, ek is klaar, laat ek nou besmet is nou met die siekte en ek huil en hy jaap ek om vir my te sê, maar ons stop alles hier so, jy kan het nog vryspring en hy laat my ook net glo, ek is nou klaar, laat ek nou besmet is met die siekte en so het ek maar aanhou en dinge en so van, wat nou, jy het my klaar nou siek gemaakt so, ons kan maar nou wel nou net mekaar hou en ja, en so het ek swanger geword met sy kind, Mark Junior, maar die Here was so goed gewees, hy seentjie van my is skoon gebore, en hy is skoon, hy het ook 'n liefde vir die Here, hy word maar nou eerste, volgende jaar is God se wil naby is, niks aan voorie, ek raak so uit, dan kyk, ek was mos, ek het in menensheid gesaad so, dinge is vir my betekent dat ek het
Ek vergeet om weens omdat my brein baie seer gekry het met die drugs, van die drugs ja. Maar die dokter het gesê dat 'n stuk van my brein is weggevreet. So ek sal maar wees soos 'n kindjie wees, maar die Here is so goed. Hier sit ek vandag en ek sit vandag meer dan 'n oorwinnaar. En ek is vanaand vir die Here dankbaar, ek is vir die Here bly vir dit wat die Here aan my kom doen. En daarom, toe Suster Gertse vir my vra, my dierbare is het miskien moontlik dat u, toe kan ek huiwer en dat weerwys nie, want die Here het weer eens gedink aan my. Nee, die Here het weer eens gedink aan my en ja, hierso sit ek en ek is vanaand vir die Here dankbaar en bly so. Ek is nie vanaand skaam om te kan vertel van die pad waarvanaf ek kom en waarlangs ek kom en ja, so het het gegaan, okay, en so het ek nou met die kerel aangegaan. En ek dink ons twee, seker maar amper vir 'n jaar, 'n paar maande was ons twee nou, ja, saam gewees en 2014. Toen ze nou fijn dat mijn ma teruggekomen. En mijn ma, die kinders is nou daar bij mijn ma. En ik verlaat mijn oude huis. En ik bevind me op de kant van die straten in Robertson. En ik word toen een bergje daar. En ik blijf samen met hulle toen in die trein. Na de overkant kan je op zien zo een trein gestaan. En ik blijf daar samen met hulle. En die leven wat er is zo roekeloos. Dat is... Ja, dus... Zij bly nou op die straat, jy moet maar nou vir jou lewe begin kyk nou en hoe gaan jy maak om te survive? En die kerel wat ek het, hy is 28 is hy aan die nommer en hy is op by sy hoë rank in die nommer en ja, ek is nou ongelukkig as ek nou hier, ek is nou onder sy nou, onder hom nou en ja, nou bly ek op die straat en hoe gaan ek nou maak om te survive op die straat en ek bekyk my nou aan die vriende en ek dink maar hoe is dit moontlik dat julle lewe elke dag van alles nou hoe maak julle dat ek ben nou uit van hoe maak julle om te kan oorleef op die straat en ek kom toe agter wat dit is en hoe hulle maak om te oorleef op die straat en dit is toe dat ek ook bekom dat ek ook begin te padwerk doen. Ek bevind my toe self in daai mag dat ek ook toe nou begin te padwerk doen. En ja, ek bevind my in prostitutiewerk en nou is ek ook deel van dit en so het dit gegaan en so het dit gegaan en ek is maar nou net deel nou van daai en dit is maar nou net wie ek nou is en die mag waaronder ek gevang is, laat my glo. Dat is my lewe hier vanaf. Van nou af na vorentoe, dit is maar nou net die lewe wat ek lei en die mag waarna ek is, maak dat ek nie worry want ek het kinders by die huis hier. Ek is nie worry oor hoe my ouers, hoe my kinders oor lewens survive en ja, want my lewe is nou net honkie-dorie, wat ek nou is op die straat, ek lewe, ek het elke dag van alles, ek is elke dag besoedel met die drugs. Daar was 'n tyd in my lewe gewees, wat ek die dae geken het, ek het die weke geken nie. Die maanden, die jaargetallen het ek nooit geken nie, want vir my was het net, elke dag was diezelfde dag gewees. So het die mag van my laat glo. En so het die jare aangegaan van 2017 af, van 2014 af en die Here moes 2017, toe moet die Here 'n plan beraam. En die Here laat toe dat ek my bevind in die kant van die gevangenis van Woester. Ek dink die plan wat die Here beraam was 'n mooi plan geweest. Want as ek moet dink en moet terugkyk en moet sien, dat kon my doodstyding dag gewees het, maar die Here beraam 'n plan. Toe die duiwel dink dit is klaar met my, toe kom die Here magtig deur en die Here kom red my en hy beraam 'n plan en hy laat toe dat ek in die kant van die gevangenis beland in die kant van Woester vir iets wat ek nie gedoen het nie. So daarom ek is altyd geneig om te kan sê dat dit 'n plan van die Here was. Want alhoewel ek daar was, die Here my nogtans gestoot dat ek daar agter die tralies beland, want dit sou my doodstyding vir my ouers gewees het en vir my kinders gewees het en ek is vandag vir die Here dankbaar en bly want die Here, sulke tye het die Here gedink aan my en ek word siek in die gevangenis met 'n geweldige koppyn. En elke dag is maar vasgeboeie van arms tot voete, hospitaal toe word ek geneem, so moes ek loop daar in die hospitale en telke maal wanneer ek kom, dan stuur hulle my terug, want hulle sê, dis die drugsymptome
wat besig is om uit te trek, want my brein was nooit gewoond aan om vir 'n dag sonder drugs te kan wees. Hy was altyd bedwelm geweest en my brein kon dit toe nie vat nie en ja, hulle sê elke keer as ek drugs en toe mense so het hulle my maar 'n paar maal hospitaal toe gevat, want hulle het self my bang geword in die gevangenis. Hulle kan my nie verstaan nie, want ek is op teen die muur en hulle kan nie verstaan wat 'n geweldige koppyn die is wat my so maak, dat ek soos 'n slang, soos 'n worm teen die muur en op die grond, dat hulle het self bang geword en so het hulle maar elke maal die ambulans laat kom na die gevangenis toe, aan neem hulle my hospitaal toe, maar hulle kon niks vind nie en ek dink 'n maand daarna kom ek uit op parol. En hulle sê vir die paroolraad op Woensdag, hulle mag my weer aflei van waar ek vanaf kom, hulle my gaan aflei by die adres en ek is toe nou al so gesleep dat ek het reg kry om die paroolraad oor te lees en ek sê vir hulle, nee maar my klere is hier in Robertson, ek kon wens hulle om vir my te los en hulle vat vir my op paroolraad toe en hulle teken my in dan, want ek moet na gaan teken om my parool klaar te kry en ja, wat ek daar kom in die paroolkamer, wat hulle my inteken, toe sit al reeds, wat ek is met die geweldige koppyn en ek begin daar wat my gesien te begin te wegslaan en dan kom het weer bijna slat en weer weg en ek het nou klaar geteken en nou moet ek weer sorg dat ek daar uitkom en so is ek maar van boom tot boom straat af gewees, laat ek net kan uitkom daar wat ek nou sal dink ek okay sal wees, daar wat mense van my nou is wat nou vir my nou kan jaap nou en ek het gekom daar, die oukie wat nou agtergebly het nou tyd toe ek tronk te gaan en ek benader om en ek sê vir my was my klere, ek wil my gaan was, ek sê nie vir hom van die geweldige koppyn wat ek het en ek was my en ek maak my reg by weer en so die skarrelbane, want dis nou 'n ding van langlaas, die mense het my langlaas gesien so, die ding gaan weer hoop, die bane is oop, die skarrel is weer los, en vandag gaat hulle weer my transkep, maar ons as mense gedagtes is nooit die Here sinne nie. En omdat ek hier geken het om vir die Here te sê dankie na die Here weer eens aan my daardie tyd en oomblik gedink het om vir my te kan losmaak agter die tralies, om vir my te kan losmaak van boeie nie, om vir die Here te kan dankie sê nie, maak ek my ieder reg om beter te kan gaan na die straat en te gaan skarrel. En ek is daar klaar, was die Here laat ek toe, laat ek my klaar was en ek is so opgewonde en ek sien nou so uit, want is op 'n Vrydag, jy die skarrel is weer oop, dan gaan weer ruk. Maar dit was nie my gedagtes, God se gedagtes is nie ons as mense nie. En ek loop en terwyl ek so agter die treinstasie kom, op pad na ander vriende na die skarrelbane toe, as slat my gesien te heeltemal weg en nou is ek uiteindelik blind. En ek sê op hulle maar, hulle moet net vir my 'n hit gee van die lolly, gaan ek nou weer regkom. En hulle sê maar, hulle kan nie vir my 'n hit gee van die lolly nie, want hulle sien iets as die reg en hulle kan sien, maar ek is blind en ek kan nie sien nie. En hulle weier toe om vir my te gee en soos ek maar toe nou die hele naweek daar by hulle kyk na my, ek kan nou nie op my eie kop en regkom nie, want ek is nou blind nou en hulle kyk na my in die maandag, moet ek nou weer gaan teken nou op die paroolraad. En ek sê vir die oukie van my, maar hy moet maar vir my opvat. Kyk, ek is nou laat ek ook nog hulle toesig as hulle nou, ek het nou die fonds te regel om hulle te vra om van my huis toe te neem, want ek is nou nog hulle toesig en ek sê vir hom, ek gaan nou teken en dan gaat ek nou vir hulle sê, jy moet terugkom, dat jy my kleren kom, laat ek kan gaan na my ma toe, want ek voel ek ga dit nie maak nie. Dat voel my kop gaat oopbars en dan sterf ek, sê ek vir hom en ek kom en ek sê vir hulle, ek teken klaar en ek sê vir hulle, maar hulle my huis toe, want ek is siek, ek kan nie meer, sê ek vir hulle, en hulle neem my huis toe. By die huis gekom, die bakkie het gestop, ek gooi my sak en ek raas en ek roep my ma, my kop pyn, ek is blind, ek kan niks sien nie. Ek sê ek roep my ma, ek sê, mami, kom haal my, want ek kan nie sien nie. My ma sê, daar ek oomlik, toe was sy besig gewees om te was. En terwyl sy was, hoor sy, terwyl ek roep, hoor sy, maar iets is die reg nie. Iets ernstig is in die gebeur en sy sê, sy pinna terug sy waar hempie en sy hol uit en sy kom haal my. En ek gaat in die huis en ek huil, sê sy, en ek sê, my ma, my kop pyn, my ma, my kop pyn. En my ma neem vir my kliniek toe. By die kliniek gekom en hulle sê vir my weer eens, soos wat hulle by die hospitaal gesê het, dat het die draaksymptome was. En hulle laat my weer huis toe gaan en my ma sê soet, my ma heel anders sit, my ma is een leier, want hulle sien, joh, ek is geweldig siek, my ma sê, wanneer sy hand soek my kop sit,
En sy haal haar hand weg, as haar hand pap nat gewees. Want die sweetie wou die pyn geweldig, sê my ma, en sy sê, na die aandse kant, by die aandvierigste kant, sê my ma, toe is hy nou al wat my gesien te weer wegslaan. Laat ek wegslaan, en sy sê, ek begin te raak nou al dier mekaar, ek is nou al soos een wat nou, ek weet nou niks meer wat rondom my aangaan nie, en hulle ontbied die ambulans, en die ambulans kom en die Here is so goed. Kom by die hospitaal en dokter Volmink, wat ook related is aan my, is ook familie van my, is my neef. Hy is toe daai aand, is hy toe op skop en ja, en hy sê vir my ma, my auntie, maar het lyk vir my op sy meningitis, want toe sê ek nou dier mekaar, ek weet van my siap, af niks meer nie. Hy sê, hy gaat vir my hou, sê hy gaat vir my, hy gaat hulle vir my oorplaas, sê hy vir my, maar hy gaan my eers hou vir die nacht en hulle hou my in. Dat is toe daar, waar die Here vir hom gebruik, laat ek net daai aan kan opgeneem word en ek word opgeneem en hulle plaas my oor onmiddellik na Woester toe. By Woester kom, moes hulle my vaststrep, want ek is dier mekaar. My ma, ek weet van myself, wat niks in my ma sê. Elke keer wanneer sy bel, dan sê hulle van, joh, my auntie, sy is maar nou net in die siale toestand, sy is nog altyd vastgestrep. En my ma sê, so het hulle maar gebid en gebid vir my. Hulle het gebid vir my, kerkie het ketting so staan vir my, hulle het gebid vir my, sê my ma, en ja, baie gemeentes het vir my gebid. Hulle het by die Here gepleit vir my lewe en ja, so het ek geleë in die hospitaal en een nacht in die hospitaal in my slaap toe kry ek 'n stroop en die oggend skrik ek wakker en niks aan my kan beweeg nie. Ek het net oë om te kyk. Ek kan niks beweeg, my liggaam kan nie werk, ek het net oë om te kyk. En die dokters kom my oog en hulle kyk en hulle sien man, hulle ontdek my, joh, ek het 'n stroop gehad. En terwyl hulle my so ondersoek, ontdek hulle maar niks van my kan beweeg nie. Ek is nou laat ek soos 'n babatjie is en onmiddellik sit hulle vir my op kimbies. Hulle, joh, dat is net amazing wat die Here kan doen en onmiddellik word ek soos 'n babatjie gehanteer. Ek word nou getreed soos 'n babatjie, want ek is nou soos 'n babatjie en ek lê daar en ja, maar die Here het wonderbaarlik vir my deurgekom. En hulle ontdek my ek het meningitis en die meningitis is so geweldig, dit is so erg, dat die dokters hoop opereer het, want hulle het gedink ek gaan dit nie maak nie. Maar dit is nie altyd wat die dokter sê nie. Ek kan nie vanaand sit en ek kan sê dat die Here is dokter voor alle dokters. Die Here is die God wat die wonders kom doen, ja, en ek lê daar en dit is amper like in die dokters is in afwagting, wanneer ek nog gaat sterwe. Maar die gebede wat uitgegaan het en die hand van die Here wat nooit te kort is om te help, kom daar uit hier een oomblik en die Here kom red my van die dood en ja, ek is nou haar, dat ek nou heeltemal verlam lê en verlam is. Ry in 'n reistool rond my ma kom en moet my aan die kant, hulle plaas my oor van Woester Hospitaal af, na Provianskloof toe, en my ma kom en moet my haar in 'n reistool, my seentjie is ook by jou, hy is so pragtig, hy is so deftig aangetrek, en toe ek hom kyk, toe kan die trane in het rol van, joh, wat sien ek vandag hier, man van die Here wat vandag hier voor my staan, joh, en die Here laat my so kyk, en ek sien, joh, kyk die mooi werk wat die Here in my ma se lewe kom doen het, en joh, ja, toe skep ek weer so moed, en ek begin ek kry toe weer hoop, want joh, wat sien ek vandag? Want toe ek gedink het, daar is nie meer hoop vir my nie, toe kom die Here vir my deur. En so ja, so het my ma vir my kom en moet, my kind kom en moet vir my in 'n reistool. En dan Provianskloof het ek geleef vir 'n hele paar maande. Daar het ek aangesteek, daar het ek weer begin loop. Alhoewel ek vandag nog die een kan gebruik het, maar ek is vir die Here nog altyd dankbaar. Ek is dankbaar vir die Here vir dit ook,
Want dit maak vandag wat ek 'n mens is, wat ek hier sit en dis 'n testimonie van my vir die feit dat ek soos Suster Geertje roep my nou dag, Suster Geertje sien my altyd by die kliniek en Suster Geertje vraag my, Felicia, wat het met jou gebeur as jy so gebore en ek kan van die Suster Geertje sê, nee Suster Geertje, dis net die Here wat vir my het waar ek vandag is en ek sê vir Suster Geertje, nee Suster Geertje, dis weens dwelmmisbruik. En dat is dwelms wat gemaak en wat ek is en wat ek lyk soos ek vandag hier lyk. Maar ja, dit is nie wat vir my vandag sal terughou om die Here te kan dien nie. Want die Here het vir my 'n mooi werk kom doen. Hy het my gesienheid vir my teruggegee. Hy het my weer laat loop alhoewel ek vandag krippel is. So ja, die Here is die Here en die Here het vir my kom mooi werk doen. Sjoe, Felicia, wat 'n storie. Wat 'n storie. Weet jy die gedagte wat nou by my kom is anything too hard for God? Stellig nie. Hy bly nog die Here. Dis moeilik, maar dis moontlik. So vir die wat daar buite is en na die storie gehoor het, is daar 'n kort bemoediging wat jy vir iemand kan gee wat graag uit die addiction uit wil kom, want ek glo baie van hulle wil nie so wees nie. Want wie van ons wil daai mens wees wat dwelms van jou maak? In kort net vinnige bemoediging vir hulle wat sukkel om uit dit uit te kom. Ek dink 'n maand terug vra ek vir die Here, ek is daar by die huis. Ek weet daar rondom my so 'n klomp van hulle wat ook my vriende was. En elke dag kom ek in ontmoeting met hulle, maar as ek altyd wanneer ek vir hulle 'n bemoedigende woord het nie, maar ek sorg altyd dat ek, al is dit ook net vir 1 minuut of 2 minute, dat ek tyd spandeer saam met hulle en dan sal ek ook altyd vir hulle sê wat dit is wat die Here kan doen. En ek lê op en ek sê, Here, wat is dit wat U wil hê? Wat ek vir hierdie jong mense moet sê, want ek sien Here as ek hulle so kyk, dan sien ek hulle dink daar is nie meer hoop vir hulle nie. Wat is dit wat U wil hê, moet ek vir hulle sê? En die Here sê vir my, sê vir hulle, vertel vir hulle wat dit is, wat my suster Asma so 'n ding, wat die dwelmverslaafdes in die gang hou, fantasy, wat hulle ding doen, nice time. Die nice time wat als inhou wat mense beroof, mense seermaak, sy hoor net nie. Sy is net in die nice time, sy is net in die fantasy, sy doen enige ding om jou bevredigd te kan stel en ek vra vir die Here, wat is dit wat U wil hê, moet ek vir hulle sê? En die Here sê vir hulle, vertel vir hulle wat fantasy, wat nice time inhou. Nice time hou die dood, hou vir jou gebrek en as hy nie vir jou die gebrek inhou, dan is dit die dood wat hy vir jou inhou. En ek sê, wow, dis groot woorde, want ek weet wat die gees van die Here nou eintlik hier vir my bedien. Ek dra kennis van dit. So my bemoediging vanaand vir hulle is dat hulle moet haas maak om hulle God te ontmoet, want daar is geen verlossing sonder bekering nie. Ek weet en ek ken hulle. Ek weet daar so baie van hulle wat begeer. Hulle noem dit ook aan my en ek was bevriend met hulle gewees, en wanneer ons altyd so besig gewees het, wanneer ons besig was met ons onderduimse dinge, dan was daar so 'n uitbreek altyd 'n gesiaalheid van, ek wil die Here dien of ewe skielik ons is besig met ons onderduimse dinge, maar ewe skielik begin sing ons net en ek voel daai tyd en oomblik voel ek, dat die Here is nou hier saam met ons en so my bemoediging is en ek het altyd vir hulle gesing. Wat ook vir my weer opgetel het was gewees toe daar 'n lied ingekom het. Ek hoor val die ketting so jou neer en die Here kom tel my op met daai lied en ek het dit altyd vir hulle gesing wanneer ek so onder die invloed was. En ek het dit altyd reg gekry as ek my weer kom kry, dan sing ons hele crew en hulle sing saam met my. En ek het altyd vir hulle gesê dat daar was altyd 'n vriend wat my gesê het, Suster Felicia, nee man, sy daar by gehou by hy naam suster. Sy sê vir my, nee man, suster man, suster behoort hier nie, suster is nie van hier nie. Sy sê, ek weet suster het hier gekom om te bly nie, ek weet suster het vir ons kom al om saam met u te kan dien en so ja, my bemoediging is vandag vir hulle,
wat dink daar is nie meer hoop vir hulle nie. Daar is iemand wat bid vir hulle en daar is ook hoop in die omstandighede waarin hulle vir hulle bevind. Die Here het vir hulle baie lief. Die Here seën. Baie dankie weer eens Felicia. Ek herhaal myself. Die doel van hierdie program is nie om te entertain nie. En die doel is nie om te vermaak nie of om iemand op die spot te sit nie. Die doel is om vir iemand daar buite hoop te gee. Luister hierdie storie. Share hierdie live. Comment hier op. En as jy hulp nodig het en jy sit vas in hierdie probleem wat my suster vandag hiervan praat, inbox ons. As jy wil, God kan. Dis moeilik, maar dis moontlik. Ek hoop julle het 'n geseënde week. Ons gaan oor na die woord van die week toe. God bless. O Here, ons prys U. Daar is niemand soos U, Here. Niemand wat met U vergelyk kan word, Jesus. Hy is die Alfa en Omega, die begin en die einde, Here. Die eerste en die laaste, die lewende en die dood is. Ag Here, U verdien alle prys, Here. U verdien die hoogste prys. En daarom kan ek nie anders as om U, Here, te loof op hierdie sondige aand. Halleluja. Jy versadig my. En met jou sy vrede met my. Alom wil ek my alles gee alleen. Versadig my. As ek maar wat ken, sal het saam met my. Jy versadig my. En met jou sy vrede met my. Alom wil ek my alles gee alleen. Versadig my, versadig my, ja, versadig my. En met jou sy vrede met my. Alom wil ek my alles gee alleen. Versadig
het ek jou al ooit in die steek gelaat. Probleme kom, probleme gaan. Maar God se woord bly vir jou staan. Halleluja. Seëngroete al die pragtige seuns en dogters van Sion. Vandag is dit vir my besonderse voorreg om in kort saam met iemand rondom die woord te kan sit. Maar eerstens is ek dankbaar vir hierdie genadekans en vanaand of vanmiddag wil ek vir Pastor Jimaro en Pastor Diederik Klasse, ek wil die man en vrou van die Here vanmiddag salieer op hierdie platform. Meer as 'n week terug sit en ek bepeins hierdie volgende. Ek vra myself af, hoe het ons by hierdie punt gekom waar ons sonde begin normaliseer het, of normalize, soos die Engelsman sal sê. En my vraag aan myself is, waar is die vrees vir God dan? 'n jaar gelede preek ek in Wellington en ek mense hierdie volgende, dat jaar in en jaar uit sien ons hoe kerke en jeugde seker maak dat jeugkonferensies of jeugsamekomste of jeugdienste suksesvol is. En daarom wil ek die volgende persoonlike statement weer eens maak. Dat ons kerke moet meer en meer begin belê in jong mense. En hulle begin equip reg deur die jaar, nie net in jeugmaand nie. Want ons leef in 'n kritiese tyd waar elke uur, elke minuut, maar selfs elke sekonde kosbaar is. Dit is nodig dat ons jong mense geëquip moet word, want ons jong mense is die kerk van vandag. Vanmiddag wil ek kort praat oor hierdie skrif wat opgeteken is in 2 Timoteus 2 vanaf vers 22. Die Engelse weergawe sê soos volg: Flee the evil desire of your youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Die Afrikaanse weergawe sê, maar vlug van die begeerlikhede van jou jonkheid en jaag na die geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Voor ek voortgaan wil ek in kort vir iemand 'n bietjie agtergrond gee oor wie Timoteus was. Nou Timoteus was 'n jong man wat 'n sleutelrol gespeel het in die uitbreiding van die vroeë kerk en die verspreiding van die evangelie. Hy was dalk nie een van die bekendste figure in die Bybel nie, maar sy lewe het as 'n ware hy was 'n ware toonbeeld gewees vir ons van toewyding, geloof en volharding te midde van wat hy homself moes endure. En die Paulus kom en Paulus beskou vir Timoteus as een van sy geestelike seuns. En hy moedig vir Timoteus aan om eendag 'n leier te word of te wees wat sy geloof suiwer en opreg uitleef. Nou ons as jong mense, ons almal was al op 'n plek in ons lewens waar jy moet kies tussen die pad van die wêreldse begeertes en die pad van geregtigheid. Ons kom baie hier te staan. En vandag leef ons in 'n tyd waar verleiding en selfs die plesier van die wêreld al hoe meer toeganklik en al hoe meer aanloklik begin word het. Maar dan kom Paulus en hy herinner ons met hierdie kragtige boodskap van 2 Timoteus 2 vers 22. Paulus skryf nie hierdie woorde as 'n raadgewing nie, maar as 'n noodsaaklike riglyn vir 'n lewe wat werklik vervul en geheilig is. Dit is 'n oproep om aktief weg te draai van die begeertes van hierdie wêreld en sy versoekinge, en om doelbewus te kies om God met 'n reine hart te volg. Nou, daar's 'n stryd tussen jou begeertes en jou geloof. Dis deel van ons menslike natuur dat ons soms
versoeking in ons lewe kan ervaar. Maar die sleutel is nie hier om te probeer dit weerstaan nie, maar om aktief daarvan af weg te vlug. Die Bybel sê in die boek van Genesis 39:12, terwyl die vrou van Potifar vir Josef wil verlei, en hy sy kledingstuk uitgetrek en in 'n hand gelos. En hierdie gehoorsame daad wat Josef gedoen het hom tot uiteindelik gelei tot die bestemming waar God wil hê en moes wees. Die Bybel sê in Jakobus 1:14, waarskyn Jakobus ons eintlik? Maar ons begeertes is soos 'n vuur. Wanneer jy aanhou jou begeertes voed, word dit sterker. Jou sonde is soms soos 'n vuur. Wanneer jy aanhoudend dit voed, word dit sterker en dit begin jouself verteer van binne af. En daarom is dit noodsaaklik om nie net sterk te wil wees, om jou versoekinge of jou sonde in die gesig te staar nie, maar om doelbewus weg te draai, soos Josef gedoen het. Filippense 3:14 sê die volgende: jaag na die doel om die prys van die hoë roeping van God in Christus te verkry. Ek wil iemand aanraai vanmiddag, vlug en kies 'n beter pad. My liewe vriend, om te vlug van jou sondige natuur beteken nie jy wil sterk wees nie, maar dit beteken om 'n beter pad te kies. Die Bybel leer ons en die Bybel sê dat die loon van die sonde is die dood. En hier kom 'n interessante gedeelte, maar die genadegawe van Christus is die ewige lewe. Ek wil iemand vanmiddag aanraai, streef na iets beter. En die iets beter sal jy net in Christus vind. Elke keer wanneer jy in versoekinge kom, het jy 'n keuse. Die keuse is of jy gaan allow dat die versoekinge jou oorval en jy voed dit meer en meer, of jy gaan kies om nader te beweeg aan God. En as Nigel vanaand of vanmiddag vir iemand 'n sleutel kan gee tot sukses, gee ek vir iemand Kolossense 3:2, wat sê soos volg: rig julle gedagtes op na die dinge wat daarbo is en nie die dinge wat hier op aarde is nie. Ek wil iemand aanraai vanmiddag, maak doelbewus die keuse en verander jou gedagtes of verander jou fokus. Dis nie 'n passiewe keuse wat jy moet maak nie, maar dis 'n aktiewe stap wat jy moet neem om weg te vlug van jou sondige natuur. Nou, indien jy nie geweet het nie, dat daar is krag in 'n rein hart en 'n toegewyde lewe aan Christus. Ek gaan myself weer herhaal. Daar is krag in 'n rein hart en 'n toegewyde lewe aan Christus. Om vanaf jou sondige natuur of jou begeerlikhede te vlug, beteken nie om jou oppervlakkige sonde mislikheid of te vermy nie, maar dit beteken om jou hart eerstens te verander. Nou, die wêreld leer ons dat jou begeerlikhede of jou sonde is soms deel van wie ons is of wie jy is. En dis hoekom ons in menige gevalle soms maar net toegee. Of hoe sê hulle, dis menslik. Maar dan kom Dawid in Psalm 119:9 en hy sê die volgende: waarmee sal 'n jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou volgens die woord. En ek wil iemand met baie mooi luister wat ek volgende gaan sê. Sodra jy jou lewe leef volgens die woord van God, verander God nie net jou dade nie, maar hy verander ook jou hart. Wanneer jy hom met 'n reine hart najag, sal jy ware vryheid en vervulling in Jesus Christus ervaar. Matteus 5:8 sê Jesus self dat salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Die wêreldse begeertes sal soms gebonde hou, maar 'n toegewyde lewe aan Christus sal jou vir altyd bevry. En ek wil afsluit met die volgende: die begeerlikhede van hierdie wêreld sal konstant daar wees. Die begeerlikheid van die wêreld sal altyd daar wees. Maar vandag wil ek iemand voor 'n keuse los.
Wanneer jy vandag kies om 'n lewe van geregtigheid, geloof, liefde en vrede na te jaag, sal jy ware rykdom ontdek van 'n lewe in Jesus Christus. God roep jou vandag, maar wat sal jou antwoord wees? Kan ons hoofde buig? Vader in die hemel, ons eer U, ons aanbid U, ons loof U wonderbaarlike naam. Here, ek kom soos die Bybel sê in Markus 1, Here, terwyl Johannes besig was om te preek, Here, leer die woord ons en die Bybel sê, en hy mense die volgende, hy sê dit, the one who is mightier than I is coming. Hy sê, I'm not worthy to stoop down and loosen the straps of his sandals. Hy gaan voort en hy sê, I baptized in water, but he will baptize you with the Holy Spirit. En ons weet dat die doop van Johannes was gewees van voorbereiding, Hemelse Vader. Maar die doop van Jesus Christus was daar gewees van transformatie en empowerment. En daarom vra ek vir Hemelse Vader, Here, deur my gebed, Here, deur die woord wat gespreek is by God, Here, dat U ons vandag sal transformeer en empower my God, Here. En iemand wat vandag voor hierdie keuse staan by God, Here, wat ek aan U sy lewe, Here, sal deurdring my God, Hemelse Vader, en hom sal ontmoet by die punt van sy behoeftes by God, Here. Ek bid Gees van God, mag hierdie week vir ons geseën wees, in Jesus wonderbaarlike naam. Amen.